Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Dit is Saterdag, môre ons eredienste en ons stap die pad, né? Van Paasfees tot Pinkster, die hele journey tussenin, hierdie belangrike pad wat God met almal van ons stap. Die 3 jaar, die 3 dae, die 40 dae, die 10 dae en Pinkster, al hierdie belangrike gebeure. So doen dit, volg dit saam met ons by ons eredienste ook en ons oggendoordenkings. Ons is aan die einde van ons storie van die Emmaus en volgende week gaan ek verder met nog 'n opgestaande Jesus storie, maar kom ons sluit die Emmaus af vanoggend. Lukas 24:30-32 sê hy, terwyl hulle saam met hom aan tafel was, het Jesus brood geneem, gedank, dit gebreek en aan hulle gegee. Toe het hulle oë oopgegaan en hulle het hom herken. Daarop het hy voor hulle oë verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, was ons harte nie vuur en vlam in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het en die skrif vir ons geïnterpreteer het nie. En ek kan stem saam, moet dit nie 'n hart vuur en vlam oomblik wees as Jesus so hierdie skrifte oopmaak. Hulle oë gaan oop, hulle herken hom. Hy breek, is dalk sy wonde, is dalk die merke aan sy hande waar hulle hom herken. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Dalk het hy 'n hoodie die hele tyd oor sy gesig gehad. Ek weet nie, maar hier's net ewe skielik is hierdie twee persone van moegemoedeloos, van verslaan, van onseker, is hulle vol energie. As die storie klaar lees, hulle draai daar om, dis klaar donker, die dag het al water getrek, het ons gesien in die storie, Jesus moes oorslaap, dis nou donker, hulle het 11 kilometer weggeloop, hulle draai daar om, maandag gaan jy sien, hulle hardloop terug Jerusalem toe, is about 'n uur se hardloop as jy fiks is 10 kilometer, né? Hulle hardloop terug Jerusalem toe, vertel vir Petrus hulle en almal, hy leef, ons het hom gesien, hy het met ons gepraat, en hy het hierdie skrifte, en hulle is net hierdie energized bunnies. Ek wil hier afsluit. Mens, dis wat met elkeen van ons moet gebeur. Uit ons trauma, uit ons soek, uit ons worstel, uit ons vraag, uit ons krap, uit ons struggle, kom jy by die Rabboni, Maria, kom jy by die ek sien, ek herken, hy is moment uit. Ek wil dit vir elkeen van julle bid, dat jy daarby uitkom, dat ek daarby uitkom, dat my kinders, dat my gesin, my vrou, ek wil daarby uitkom by die aha moment. Gevul met die Gees, gedoop, gestuur, vol energie en passie, om sy koninkryk te laat kom. Mens, dit gaan nie oor geld, dit gaan oor die wêreld, dit gaan nie oor gejaag, dit gaan nie oor mense, dit gaan nie oor sport, dit gaan nie oor bereik, dit gaan oor sy koninkryk. Maar jy moet die aha moment kry, om daarby uit te kom. Ek wil dit vir jou bid. Hemelse Vader, die hele doel van die Emmaus verhaal is om te wys wat gebeur wanneer jou oë oopgaan, wanneer jou gees lewendig word, wanneer jy daai aha moment het, wanneer jy gedoop word met die Gees en die krag van God oor jou kom en jy hardloop en jy werk en jy's vol energie en jy kan nie ophou praat oor wie Jesus is nie. Doop my, Here, vul my. Elkeen wat luister, gee vir ons daai aha moment. In ons struggle, in ons soeke, in ons worstel, in ons onsekerheid. Vul ons, Here, gee dit vir ons, Here, by Lewensentrum, by die oordenkings, oral, gee ons daai doping met die aha moment. Is my gebed vandag, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou by die eredienste. Stap hierdie pad saam met ons, die Here seën jou. Trots geborg deur Evergreen Turf.